Wonderlik, baie welkom aan almal. Die tema van vanoggend se woord is The Towel and the Cross. Die wêreld leer ons dat status en invloed kom deur mag, dit kom deur posisie, beroemdheid en dit kom deur geld. Maar Jesus kom en hy leer ons die teenoorgestelde, dit wat werklik tel, waar invloed kom deur diensbaarheid teenoor ander. Die koninkryk van God draai die wêreld se standaarde onderste bo. Servanthood is the true lifestyle of greatness that reflects the heart of Jesus. Jesus, the King of Kings, would kneel down and wash his disciples' feet. He would humble himself by taking on the very nature of a servant. Ek neem hier na Markus 10 vers 45 toe. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Sien my broer en sussie, diensbaarheid begin waar die eie ek eindig. Diensbaarheid beteken nie om iemand se slaaf te wees nie. Diensbaarheid is nie soveel oor wat ons vir iemand doen nie, maar dit is die rede waarom ons dit doen. Dit is 'n oorgawe aan wat Vader van ons vra en verwag. Diensbaarheid is 'n houding waar ons God se wil kies bo ons eie. Diensbaarheid is in ons werk, dit word ons identiteit. When we understand that our life belongs to God, we release the need to be seen by men, to be recognized, and we become content to serve even if we are not noticed by man. Our lives are serving God for the benefit of man. We release the desire to be seen by man and find our reward in God alone. Oorgawe aan die Here gee Jesus toegang om ons te lei en om ons te vorm. Diensbaarheid is nie verlies nie. Diensbaarheid is die openbaring van God se teenwoordigheid in ons lewens. Ons aksies en ons reaksies weerspieël ons Here se geaardheid en is 'n getuienis van wie hy is. People around us encounter God through the way that we serve. Only a surrendered heart can truly serve. True servanthood shows the presence of God in our lives. Ek neem hier na Filippense 2 vers 5 toe. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Soos ons weet is Jesus die menswording van God. As ons Jesus gesien het, het ons Vader gesien. Maar al is Jesus God, word hy diensknegt vir ons onthulde. U sien, diensbaarheid is nie swakheid nie. Dit is 'n uitdrukking van God se karakter in ons lewens. Wanneer ons uit gehoorsaamheid dien, openbaar ons vir 'n liefdevolle Vader in die persoon wie dit ontvang. Through simple acts of service, people encounter the nature of Christ in a tangible way.
As we spend time with Jesus, His way of thinking begins to shape our lives. We begin to carry the mind of Christ. Jy sien, ons kom op 'n stadium waar ons ander mense oplig in plaas van onsself. Ons vind vreugde soos ons ander sien groei en ontwikkel in die gestalte van Jesus. Ons begin om nood om ons raak te sien en ons maak 'n verskil waar ons kan. Ons verander geleidelik van 'n selfgesentreerde lewe na 'n koninkryk gefokusde lewe. 1 Petrus 5 vers 5. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nederigheid, soos jy kan dink, nederigheid en diensbaarheid gaan hand in hand. Iemand wat hoogmoedig is, sal sukkel om diensbaar te wees. Die hoogmoed moet eers gekruisig word. So diensbaarheid, mag ek herhaal, diensbaarheid is 'n fisiese uitdrukking van nederigheid wat eer aan die Here bring. Trots is 'n direkte oppositie met nederigheid. Trots soek 'n posisie, soek status, soek erkenning. Humility and serving others is not weakness, it is strength under submission to God. We can serve without being recognized, as our identity is secure in God and not in people's approval. Micah 6 verse 8 says, He has showed you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love kindness and mercy, and to humble yourself and walk humbly with your God. My brothers and sisters, we are servants for God to the benefit of man. Servanthood is being the hands and the feet of Jesus. Servanthood is the will of God and shows our obedience to His desires. Diensbaarheid is prakties. Dit word 'n leefwyse en daardeur word die teenwoordigheid van die Here in ons lewens sigbaar. Deur diensbaarheid word ons die draers van God se teenwoordigheid in hierdie gebroke wêreld. Ons bring hoop vir die wie geen hoop het nie. Vir die wie ontvang, is dit 'n bewys dat God hulle raak sien. Vir die wie ontvang, is dit 'n bewys van God se liefde. Dit is 'n bewys dat God vir hulle omgee, net omdat ons diensbaar was en bereid was om deur God gestuur te word. Die teenwoordigheid van die Here in ons lewens is meer as net vir onsself. Dit is goed om gered te wees, maar daar is meer as om net gered te wees. Die Here wil nie net in ons woon nie. Hy wil deur ons beweeg en diensbaar wees. Dit is deur praktiese werke dat die liefde van God sigbaar word. When we serve, we become the hands of Jesus. We reach people. We become the answer to someone's need. We become the answer to someone's prayer. When we serve, we bring God's presence and His love into everyday situations and challenges that people face. 'n woord van bemoediging, 'n hand wat help, 'n oor wat luister, is moontlik al wat nodig is om diensbaar te wees. Dit mag onbeduidend voorkom, maar dit word 'n uitdrukking van God se liefde vir die persoon wie dit ontvang. Diensbaarheid wys betrokkenheid, dit wys getrouheid, diensbaarheid wys gehoorsaamheid, want ons weet dit is die wil van die Here. Dit is 'n uitdrukking van God se liefde, soms 'n antwoord
op iemand se gebed. Dink hoe wonderlik is dit, as u 'n antwoord kan wees op iemand se gebed. Diensbaarheid maak ons lewens 'n uitdrukking van God se liefde. Ons word bewus van daardie sagte stem van God, ons herken sy stem en ons reageer daarop. Die Here begin deur ons werk, soms in onverwagte maniere, onverwagte tye. Ons lewe met God word 'n vreugde en dit word 'n avontuur. U sien, diensbaarheid is nie net iets wat ons wat op ons neergedruk of geforseer word nie. Diensbaarheid is 'n reaksie op die liefde van God wat in ons is. As dit nie 'n vreugde is om die Here te dien nie, dan is ons besig om dit verkeerd te doen. Johannes 13 vers 14 sê, as ek dan die Here en die Meester julle voete was, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Verplig is 'n sterk woord. Dit is meer as net 'n voorstel, of is ietsie wat ons moet oordink om te doen. John 13:15 sê, want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Soms los diensbaarheid 'n prys. Diensbaarheid is nie altyd gemaklik nie. Dit kos soms ontferming. Feet washing in the time of Jesus, when he was on the earth, was the task of the lowest servant. Die voete was vuil. Hulle het sandale gedra en hulle het op stofpaaie geloop. But Jesus, the Lord and the teacher, chose to take that position. It was not expected of him. It was servanthood that he was demonstrating. Jesus stooped low to serve and to set the standard for us to follow. Hosting God's presence, which is the theme of our year, hosting God's presence is not always a life of comfort and of ease and of self-preservation, but it is a life given to service. Wanneer die opoffering van ons kos, word ons diensbaarheid werklik getoets. Dit is juist in die posisie van opoffering waar ons die natuur van Christus in ons wys en dit uitkom. Ons beweeg verby 'n selfgesentreerde lewe na 'n Christus gesentreerde lewe en ons weerspieël sy hart. Ons lewens weerspieël sy liefde. Servanthood is not just about helping others. It is about becoming like Jesus. Mag ek dit herhaal? Servanthood is not just about helping others. It is about becoming like Jesus. Where Christ is revealed, His presence is manifested. God's love becomes visible through our actions. Maar hier is die wonderlikste nuus. Dit wat eers gevoel het soos 'n opoffering, word 'n voorreg, en dit word 'n vreugde, omdat ons deel geword het van ietsie wat groter is as net onsself en impak het in die ewigheid. Diensbaarheid mag ons ietsie kos, maar Christus word deur dit in ons gevorm. We are not only living life, we are living life with Jesus. That is servanthood. Not just living life into your advantage and give me. We are living life with Jesus, day for day. Romans 12 verse 1 says, I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication
of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. That's interesting. Servanthood becomes a life that carries the presence of God. Servanthood becomes a form of worship and of obedience. Isn't it wonderful? We think that our worship is limited to singing a song or two, but here we see servanthood becomes a form of worship and of obedience. Liefde vir God en vir mense is 'n voorvereiste om diensbaar te wees. Mag ek dit weer sê, lief vir God en lief vir mens sal 'n voorvereiste wees voordat u diensbaar sal wees. Diensbaarheid sonder liefde en omgee word 'n plig. Diensbaarheid wat in liefde vir God en vir mens gedoen word aanbidding voor God. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie, wanneer ons ietsie doen namens die Here, is dit vir hom soos aanbidding. As liefde vir God en mens nie die dryfkrag is nie, word diensbaarheid moeite en dit word vermoeiend. Sal dit nie doen nie. Sonder liefde is diensbaarheid meer 'n las in plaas van 'n bediening. Maar met liefde word ons diensbaarheid 'n offer. Dit word 'n vorm van aanbidding, aanneemlik vir ons Here. As we host the presence of God, serving from a place of love, means that our service is an expression of our relationship with Jesus. What once felt like effort becomes an expression of God's love to the people on the receiving side. Diensbaarheid word 'n plek waar ons nie net iets vir God doen nie, maar 'n posisie waar ons saam met God begin beweeg. En ek glo, dit is waar elkeen van u wil wees. Saam met die Here beweeg, saam met die Here doen. Diensbaarheid hou ons hart in gevoel met God se hart, terwyl ons ander dien. Ons liefde vir God word die brug tussen God en die mens, wie ontvang, wie bedien word. May I repeat, a servanthood that is based in love is seen as worship by our Heavenly Father. Galatians 5:13 says, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Mother Teresa said that where there is love, there is God. Mattheus 23:11 sê, maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. He who is greatest among you shall be your servant. Nie jou slaaf nie. The kingdom of God turns the world's way of thinking upside down. What the world considers to be greatness and status and influence, recognition and power, God redefines it completely. In the kingdom, greatness is not measured by assets. It is measured by serving others. Die teenwoordigheid van die Here in ons lewens verander ons persepsie van sukses. Ons fokus is nie meer om erkenning te kry nie, om gesien te word deur mense nie, maar ons fokus is om gehoorsaam en getrou te wees aan ons hemelse Vader. Ons fokus is nie om posisie te kry nie, ons fokus is om doel te bereik en 'n verskil te maak. Diensbaarheid is nie vir aansien in mense se oë nie, maar dit bring ons in lyn met God se hart. Dit is 'n posisionering, ons posisioneer onsself om God se guns in ons lewens te kan ontvang. Dit begin met klein dinge.
As ons gehoorsaam is in klein dinge, sal dit bepaal of ons gereed sal wees vir groot dinge vir die Here te doen. True greatness, my brother and sister, is not found in the world. True greatness is found in reflecting Jesus in our lives. Lucas 16 vers 10 sê, He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. And he who is dishonest and unjust in a very little thing is dishonest and unjust also in much. Every act of service matters. Every moment of obedience counts. Every unseen sacrifice is noticed by Father. Every act of obedience will be rewarded. Diensbaarheid sal beloon word, nou met sy guns in ons lewens, met sy teenwoordigheid en met krone in die ewigheid. Niks wat ons vir die Here doen, is onbenullig nie. Alles wat ons uit gehoorsaamheid vir die Here doen, sal waar geneem word en beloon word. Ek wil begin om af te sluit. Die grootste manifestasie van diensbaarheid was toe Jesus kruis toe gegaan het. 3 times in the garden, Jesus had a struggle with what was waiting for him. 3 times he said, not my will, but your will be done. Jesus demonstrated the highest form of servanthood. He is now highly exalted, seated at the right hand of our Heavenly Father. A.W. Tozer said, before God can use you greatly, He must first make you a servant. Amen and amen. Ons gaan oor na die bediening van die nagmaal. Ek gaan nie afsluit met gebed nie. Ons gaan dit deurtrek na die nagmaaltafel toe. En ek vra vir my vroutjie wie ons gaan lei met die nagmaal. Sy sal kom help asseblief. So, dankie my vrou. Baie dankie, dit is 'n voorreg vir my om vanoggend die nagmaal aan die voor te hou. En ek lees uit John 6 vers 35 tot 40, the Passion Translation. Jesus said to them, I am the bread of life. Come every day to me, and you will never be hungry. Believe in me, and you will never be thirsty. Yet, I've told you that even though you've seen me, you still don't believe me. Hoe gevaarlik is dit? Die Here sê, al het hulle hom gesien, het hulle nog steeds nie geglo nie. But everyone my Father has given to me, they will come. And all who come to me, I will embrace and will never turn them away. And I have come out of heaven, not for my own desires, but for the satisfaction of my Father who sent me. My Father who sent me has determined that I will not lose even one of those He has given to me, and I will raise them up in the last days. For the longing of my Father is that everyone who embraces the Son and believes in Him will experience eternal life, and I will raise them up in the last days. Hoe wonderlik en kragtig is hierdie gedeelte nie, waar Jesus homself openbaar as die brood van die lewe. En net Jesus kan ons geestelike honger en ons dors versadig. Fisiese kos kan dit nie doen nie. Net Jesus kan ons honger en ons dors versadig. En ware geloof word bewys deur 'n hart wat ontvanklik is vir sy Gees. Dit is wanneer ons bewys dat ons die Here liefhet, as ons hart ontvanklik is vir sy Gees. En vers 37 sê hierso, hy sê, omdat ons aan hom behoort, is ons sekuriteit en ons redding veilig in sy hande.
Die Here beloof dat hy het soveel beloftes vir ons. En 38 sê dat Jesus Vader se plan kom uitvoer het. Wat gaan oor redding en genade en om die gelowiges te bewaar. En dan laastens in vers 40 is daar belofte. Dit sê dat elkeen wat die Seun Jesus erken vir wie hy is en in hom glo, aanneem en hy sal die ewige lewe beerwe. Dit is 'n fantastiese belofte wat die Here vir ons gegee het. Hy beloof ook dat hy hierdie gelowiges in die laaste dag sal opwek uit die dood uit. Wat 'n wonderlike belofte. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die belofte dat U ons nooit sal begewe of verlaat nie. Ons neem nou die nagmaal, die brood as simbool van die liggaam wat U vir ons gebreek het, en die wyn as simbool van die bloed wat U vir ons gestort het. Help ons dat ons dit met 'n skoon hart en 'n skoon gewete sal neem en geen wrok teen enige iemand sal hou nie, maar met 'n rein hart en heilig voor U sal staan wanneer ons dit neem. Baie dankie Koning Jesus vir al U liefde teenoor ons. Amen en amen. Ek vra net dat die wat my gaan help met die nagmaal na vorentoe sal kom. In the presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how He could love
Het almal nagmaal gekry? Almal, baie dankie. Dankie my vroukie. Ons gaan oor na die opneem van die offergawes en dan ook die finansiële verslag. En soos ek so rukkie terug gesê het, ek wil nie na skrifgie spesifiek toe gaan nie, maar ons doen net 'n praktiese demonstrasie of whatever. Nou, al wat ek aan u wil voorhou vanoggend is, ek het dit al soveel keer gehoor en ek glo u ook, is die simbool van 'n toehand en 'n oop hand. 'n Toehand verteenwoordig iemand wat net ietsie vashou. Ek dink aan daai recaps wat so maak. So. Daai hand is toe. Daar gaan niks daar kom nie. En dan dink ek aan die oop hand. En as ek dit was al 'n flieks gewees en prentjies. As jy 'n beeld van Jesus is altyd met so oop hand. Altyd so oop hand. En verwelkom. Maar wanneer die sluise van die hemele oopgemaak word oor ons en ons hand is toe, gaan ons niks kan ontvang nie. Maar die oop hand, die hand wat gegee het, die hand wat oop is, sal ontvang. Dit is al wat ek aan u wil voorhou. Kom ons bid saam. Here, baie maal maak ons dinge so oningewikkeld en eintlik is die evangelie so maklik verstaanbaar. Dankie Here dat ons weet dat mense wie saai, wie se harte oop is, wie omgee, Here, word kanale waardeur u kan werk. Here, waar u kan voorsien, waar is dat 'n kanaal is waar die gelde kan deurvloei na wêreld wat dit nodig het. Waar finansies kan deurvloei, Here, weet u beproef ons hier in. U beproef ons hier in en u sien, is ons hande oop of is ons hande toe. Here, en ons hoef niks by te voeg nie, want die demonstrasie wys presies dit. Help ons, Here, om oop hande, oop harte te wees. Maak ons oë bewus, maak ons die oë van ons harte oop. Dat ons kan mense sien soos u hulle sien. Dat ons kan behoeftes sien, swaar kry sien, soos u dit sien, Here. En dat ons die vermoë sal hê om te kan gee en om te kan doen dit wat u van ons vra. En ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen en amen. Kom ek vra die dream team, die gaan help met die opneem van die offergawe, sal vorentoe kom asseblief. Thank you, Lord. Terwyl hulle die offergawes opneem, wil ek net die finansiële verslag van die voorhou vir Mei maand. Die inkomste in ons algemene rekening vir Mei maand was 79.100. Die inkomste in die bourekening was 19.300. So dit gee ons 'n pragtige inkomste vir Mei maand van 98.447.
Die uitgawes was as gevolg, die uitgawes van die algemene rekening was 68.500, die bouwfondse uitgawes was 15.600. Dit gee ons 'n balans in die rekening, in die algemene rekening is die balans 103.250 en die balans van die bourekening is 5.800 en wonderlik, praise the Lord. En die tweekies sit so hand in hand hier so wandel in die kerk. Jy mag, my sis. Môre almal. Eerstens gee my die geleentheid om vir die worship team dankie te sê dat hulle vanoggend vir ons in die troonkamer ingesing het. Dit was wonderlik om die Heilige Gees te ervaar en voor die Here te kan dans sonder liede. En die vryheid. En Peter het gesê Jesus is liefde en dit is wat ek ervaar het. Die liefde van die Here. En so ook het ons die liefde van Jesus vir mekaar. En daarvoor is Lifestyle Ministries bekend vir ons liefde. Maar nou moet ek my eie getuienis gee. Ek het so 'n maand terug 'n rugoperasie gehad, na vir 2,5 jaar akute pyn beleef het. Ek is reg. Prys die Here. Die skroewe van die vorige visie het losgekom. En nou het hulle dikke skroewe en sê ek moeder, ek weet die man sal weet hoe werk dit, maar hulle sulke goeders is nou in my rug, maar ek is reg. Eerste keer so operasie was ek 5 dae in ICU, hierdie keer was ek 'n dag in ICU. Daar is nou tye wat ek geen pyn ervaar nie. En die pyn wat nou daar is maar as gevolg van die wond ensovoorts ensovoorts. Ek wil vir die Here sê dankie daarvoor, maar dankie vir al die gebede. Ek weet, daar het soveel gebede vir my opgekom. Julle besef nie wat beteken dit nie. Want dit is wat jou dra. Die liefde, die gebede. Baie dankie daarvoor. Ek waardeer. Hallo julle, ek moet net ietsie sê, Peter het gepraat, pastoor het gepraat van hoogmoed. En toe hy sê, hoogmoed moet ons kruis, toe flits daai rooi lig op die kruis. Ek weet nie of julle dit opgemerk het. Dit was amazing, ek het soms so kouer houdies gekry. Toe hy sê, julle moet hoogmoed kruis, toe flits daai rooi lig. Ek wil nog net deel met dit. Ja, fantastic. Dat is so crazy. As ons gou die Dream Teams net so vorentoe kom help met die chocolates asseblief. Die verjaar in Junie maand. Al is jy 'n besoeker asseblief, steek net die hande op en Junie verjaar. Nico, sal dit vir die kantligte in die trappie ligte aan asseblief. Daar so by die Nico, sien jy daar by die muurligte en die trappie ligte. Dankie. Halleluja. Ek wil nou net terwyl hulle dit uitgee, net dankie sê vir almal wie gister saamgestap het met die kruise. Dit was wonderlik geweest. Daar was so 'n groot groep mense wat saamgestap het. Dit was uitstekend. Die Here verbaas vir my baie keer as ek dink, daar gaan min mense wees, dan kom, dit is wonderlik geweest. Baie dankie, en ons glo en ons het gebid vir die saad en die boekies wat ons uitgegee het, en die Bybels wat uitgegee is, sal op vrugbare grond val. As iemand dit, selfs al sal hulle dit weggooi, die een wat dit gaan optel,
sal dit ontvang. So ons glo die saad is gesaai en dit is in die Here se hande. As hy het almal op die verjaar gekry, al die hande vir die verjaarsdag, jy kry mens het almal gekry. As hy, kom ons bid net gou saam vir die verjaarsdag. Vader, dankie dat ons hierdie verjaarsdag maatjies in Junie aan U kan opdra. En ek bid Here dat U sal toevou in die kosbare liefde. Ek bid Here dat U naby hulle sal wees en dat die jaar wat vir hulle voorlê 'n besonderse uitstaande jaar sal wees, waar goedheid en guns hulle opvang met hulle en selfs vir hulle verbygaan. Nie heeltemal verby nie, Here, net saam met hulle sal wees. Dankie daarvoor. Seën hulle is my gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Dan die huweliksherdenkings in Junie. As jy in Junie huweliksherdenking het, asseblief die hande opsteek. June, waar is die birthday June people? Daar, so daar, hierso. Kom my sis. My beurt is my beurt. Dankie, sis, nie daar, ja. Eddie, hoeveel jaar is dit nou? 52? 52, ja. My innige simpatie vir Priscilla. En baie geluk aan Eddie. Halleluja. Here, dankie. In Genesis het hy gesê, dis nie goed, dat die man alleen sal wees nie. En het vir hom 'n vrou gegee. Ons dankie Here dat ons deur die jare dit kon ervaar. En ek wil vir elke huwelik aan U opdra en ek wil vra as hulle toemaak onder 'n bloedkapsule. Ons weet Here en ons sien in die lewe om ons dat die huwelik word vreeslik aangeval deur die bose magte, omdat die huwelik so 'n simbool is van U liefde vir ons, U bruid. En ek wil elke huwelik toemaak, ek bid vir elke huwelik hier vanoggend, Here, dat die huwelike sal toemaak onder die kosbare bloed van die lam, dat die planne van die bose nie sal seëvier nie, dat die man en vrou nader aan mekaar sal groei, en as die woord sê, hulle word een. O, hoe pragtig is dit, Here, dat daai eenheid sal bly, en ons wil vir die lof en die eer gee, nie net dankie sê vir die huwelike. En ons gee vir U die lof daarvoor in Jesus se naam bid ons dit. Amen en amen. Baie dankie. Ons gaan oor na die voorstel van nuwe lidmate. As ons gaan die name uitroep, dan kan hulle vorentoe. Ons gee skrif vir Pastor Jacques vir hom vorentoe te kom en vir Lirika. Lirika, kom vorentoe asseblief, my sis, waar is jy? Lirika, waar is Lirika? Ja, hier is hy. Ons het, Pastor Jacques het die voorreg gehad om haar te gedoop het, en ons wil net graag haar doopsertifikaat. You just have to sign this for us afterwards, maybe, quickly, my brother. Ja. Was lekker koue water, en was 'n vinnige doop. Wonderlik, yes. Enige, ons kan weer binnekom vir die vlees, as jy het vir ons. Ons gaan weer doopdiens binnekort hê, maar ons sal sê, ons bietjie by Marula hoor of 'n bietjie na warmer watertjie kan doop. Ja. Sal die volgende vorentoe kom asseblief. Michael Beson, my broer, kom vorentoe. Michael sal 'n hele rukkie by ons. Ek gee maar so een beslag, ja. Michael is al 'n hele rukkie by ons, maar ons het hom nog nooit amptelik
Waar is jy, Michael? Kom my brother. Hierdie boetie van ons loop kerk toe. So getrou. As ons net vir hom ook baie welkom sê, amptelik vir hom verwelkom. Michael, kom my boetie, so jy 'n koppie koffie drink en jy dink aan ons hoor. Baie welkom. Maar wag net sommer hierso voor jy gaan. Ja, daar staan net so 'n bietjie saam hierso. Daar is hy. Dankie, roep ons vir Albert en vir Karin, stoute Albert en Karin. Jy ken al vir Albert en Karin, hulle is mense wat vinnig in ons harte ingekruip het. Albert het al 'n groot pad in die bediening geloop, evangelis, Rusland, Mozambique, die wêreld vol 23 jaar in die Sevenfold, wonderful. En ek wil vir jou aanmoedig, gaan kuier 'n bietjie by hulle. Dit is 'n blessing om by hierdie twee mense te kuier. En ons wil net sê baie dankie dat julle besluit het om saam met ons die Here te dien. En ons vertrou, groot dinge gaan gebeur. Daar sy my suster, daar is Karinse, gee vir gedrukkie so, dankie, en vir al baie geluk, baie dankie, hoor, daar sy. Jy kan ook net hier voor staan asseblief, want ons net allemaal staan, daar is jy, daar is vir julle plek. Daar sê hy, ons vir Mark en Michelle, are you here this morning? Yes, kom. Sê, Mark en Michelle is bly hierso op, ek dink is die diep drifpad hierso my Mabula op 'n plaas. En ons is so dankbaar dat hulle saam met ons is, meer Engels. Michelle is meer Engels. But we're so glad that you're with us, my sister. En hulle doen soveel moeite om hier te kom. En the stop and goes is nie on my knie. Thank you so much. Jesus, jy naam. Kom staan, het jy my bekertjies gekry? Nou, sê ek fantastic. Denise, waar is jy my sis? Daar is Denise. Ook nog 'n persoon wat in 'n mens se hart inkruip, so vinnig, so 'n pragtige mens. En ja, toe ons by hulle gekuier het, toe sê sy wens, sy het so hart, nee, dit is diensbaar hart. Sy sê sy wens, sy het so baie gehad, want sy wil soveel gee. Maar jy weet, dit is wonderlik, mens is baie dankie dat jy saam met ons die Here dien en baie welkom vir Denise ook. Ja, daar sê dankie. Is Monique hier so? Nee, hulle is nie hier vanoggend nie. En Leon is ook nie. Sal volgende week vir hulle gee. Okay. Annetjie en Gert, as julle sal vorentoe kom, ook asseblief my godsdienst. Ja, ons het nog 'n klompie wat volgende week voorgestel sal word, wat verskoning gemaak het vir vandag. Ook kosbare kinders van die Here, so dankbaar dat julle saam met ons die Here dien. Gert is 'n uitstekende hengelaar en 'n kommerheidshardloper en 'n elke ding gewees, en 'n bouer en 'n konstruksie en elke ding. En Annetjie ook, so dankbaar dat julle saam met ons is. Sy is weer springbok, netbalspeler en korfbalspeler en hengelaar. Ook hengelaar. Baie welkom. Julle is welkom tussen die visvangers hier so vanoggend. Ons vang mense so. Ja, dan is net ons daar staan, kan ons gou 'n fotootjie neem en dan kan ons net 'n handeklap asseblief. Ons wil 'n handeklap gee. Ek wil net gou so 'n foto neem, skus. The clip unorganized.